Could I believe in what my eyes cannot see? Or has the antidote to brokenness evaded me? Could I believe in what my ears have not heard? Baie, baie dankie. Sy woord sal ewig staan. Matteus 4 vers 4 sê, jy kan nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarom is dit so belangrik om Bybel te lees. Daarom is dit so belangrik om verlief te wees op die woord van God. Jy kan nie op 'n ander mens se dagstukkies in daai kort gebedjie wat 'n ander ou geskryf het, oorleef nie. Jy kan dit lees aanvullend, maar jy kan nie daarop 'n verhouding met God bou nie. Vat jou Bybel self en lees in Jesus naam. Vader, seën asseblief in Jesus naam. Amen. Julle kan ons gaan opspoor op Kruiskyk TV, ons is 17 jaar daarop. As jy nie weet hoe werk Kruiskyk TV nie, www.kruiskyk.tv, dan gaan kyk jy daar, hoe kan jy decoder bekom, hoe kan dit werk, alles. Ons is 17 jaar op, ons loof die Here daarvoor. Die wat vir Clemens Mans ken, wie ken vir Clemens Mans? Hy is die baas van Kruiskyk. So prys die Here, gaan daar. Dan ook op YouTube is dit deesdae maklik. Jy tik net in Rooi Strauss of jy tik in SoftTube. As jy SoftTube, 'n School of Fire, SOF-tube intik, dan kom getuienisse van die studente baie op. Jy sal dit laf. So tik dit net in en so kan julle by ons uitkom. Nou voordat ek aangaan, het die kerkraad vir my gevra, of die mense, die tesourier, dat ek net 'n saak moet afhandel. En ek vra dat niemand uitloop in hierdie tyd nie. As iemand loop, moet asseblief terugkom, besoekers. Dit is nou maar so, julle is nou hierso. Hulle het gevra, ek gaan 2 minute daaraan spandeer. In hulle kerkboeke is duisende rande gesteel. Duisende. Ek het dit gekyk. Nou ja, so ek hoop jy gaan skinder nou in die dorpie. Tesourier het vir my gewys, duisende. Nou, ons het 'n keuse, hulle het die name. Vat hulle polisiestasie toe, moet hulle vanoggend hier geparadeer word, of moet die mense hulle name noem wie gesteel het in die kerk? Ek dink, as die transito rowers in 'n hof moet verskyn, dan kan 'n kerkmens seker ook verskyn. Jy kan hom maar aanhou as jy 'n reddingswerker is, dis niks fout nie. Maar hoor gou, dan moet dit seker uitkom. Ek wil hê en almal moet deelneem. Moet ons daai name bekend maak, of omdat hulle kerkmense is, nou hoef hulle name nie bekend te maak nie. Jy kan steel net soos jy wil. Steek jou hand op as jy vir my sê daai name moet bekend gemaak word. Dankie. Dan maak ek dit bekend. Elke persoon wat elke maand God se geld weerhou, sy tiende, sy saai geld, jy is die dief wat God se geld steel. Hy sê dit. Jy's erger as 'n transito rower. Jy steel nie van die bankie, jy steel van die lewendige God. Hierdie like ons nie. En hy sê dat geen rower sal in die koninkryk van God kom nie. En hy sê in Malagi 3, julle wat julle tiendes weerhou, roof my. Sit dit self by mekaar. Ek sê nie as jy nie tiende gee nie, gaan jy hemel toe nie. God sê dit. Hoor gou mooi, as ek iets praat uit die Bybel uit en dis nie in die Bybel nie, dan kan jy my aanvat. Maar as God sê 'n rower gaan nie hemel toe nie, en God sê as jy nie sy deel gee nie, maar rooi is weet jy hoe min pay ek. God sê dit. Ons bediening hardloop, want ons het 58 sendelinge in die veld. Op daai rekening hardloop 700.000 rand 'n maand. Hy raak elke keer 0. Elke einde van die maand. Dit mense in Amazone, mense, ons het 'n sendeling, dit kan ek net in Afrikaans sê, waar niemand het, jy kan hom nie daar hê nie,
het ons iemand, saam met nog 'n ander groep. Daar kan nie so iemand wees nie. Net 11 mense, permanent, wat van die buiteland af is. Wat permanent daar binne is, net 11 mense. Ons shop op ons plaas, betaal sy salaris. Maar wat ek wil daardeur sê is, ons kry R700,000 'n maand. Weet jy waarvan af kom my geld? 90% van SASSA trekkers, hulle 50 en 100 randjies. Kan die Here net loof en prys. As ek baie keer moet stop om vir hulle hamburgers te koop, dan dink ek, daai ou tannie wat daar R50 gegee het. Maar ek bedoel, hulle moet eet. Ek kan hulle nou nie sonder kos los nie. Maar dat dink ek altyd, die ou tannie, ek het 'n tannie in Calvinia, sy brei elke maand ietsiekie, verkoop sy het vir R100, dan betaal sy die geld in. Daar's mense wat lief is vir Jesus. Daar's mense wat lief is vir die Here, maar hulle beursies is glad nie lief vir Jesus nie. Ek soek nie geld vanoggend nie. So ek preek dat julle met vir my kon gee nie. Ek sê ook nie vir die kerk en daai kerk en dit nie. Ek sê jy moet vir Jesus gee. En as jy kwaad is, omdat ek sê, is nog 'n prediker wat geld preek. As jy kwaad is, raak vir God kwaad. Hy het gesê, beveel die rykes om te gee. Hy het gesê, dat julle elke maand kom, dan sê hulle sê in die Nuwe Testament, daar staan, duidelik, jy moet nie alles nalaat nie. Hy sê nogal, moenie dit nalaat nie, hy praat jy oor tiendes. Maar moenie dink om jy tiende gee, jy is fyn nie. Dit is wat hy eintlik sê. Wil nie verskil ek en jy weer. Nee, ek like net hierdie ou, ek spot sommer. Okay, ek like om te debatteer. Nie te stry, nie te debatteer. Hoor gou mooi. Dis afgehandel, so hierdie kerkse boeke het nie fisies gesteel iemand nie. Ja, iemand het fisies gesteel, maar dis die wat die betaal het. Okay, het ons dit. Die kerkraad het niks met my gepraat, die tesourier het niks gepraat nie. Ek het net gesien, hulle wonder. Nou wie het nou gepraat? Hulle kyk my eintlik so aan. Okay, soos almal het die boodskap. Weet julle hoe oorleef ek dat ek vir 33 jaar soos 'n luukse mens lewe? Kykie. Ek lewe lekker en ek pyn nie. Ek gee vir God sy deel. Ek hou nie terug nie. En ek spog nou nie volgend nie. Ek is nie so oulik nie. Maar vir my God sal ek nie terughou nie. Vra my vrou. Voor ons iets vat, sal ons eers. Daarom, ek beplan nie vakansies nie. Ek sit so en sê, ek gaan eens op vakansie, as ek ook eens, as hy sê, maar daar's nie, dan sê ek, daar's nie wat nie. Bly stil. Ek sit te beplan nog, binne 'n uur of 2 bel mense my. Ek skenk jou geld vir verlof. Want ek gee my deel as dit by God kom. So God bless my as ek op verlof gaan. En hy weet ek sal nie net op verlof gaan nie. Ek skakel nie af voor Jesus nie. Ag, ek stuur net. Hallo julle. Hallo julle. Dankie dat van julle gekom het. Moenie skrikkie. En as jy huis toe gaan en sê, ek like hierdie ou nie. Jy hoef my nie te like, jy like net vir Jesus. Amen. Okay. Like vir Jesus. Ek wil vanoggend met julle 'n deel lees. En die tema is, hoe lyk jou Christendom? Is dit op 'n draagbaar? Op pad na die graf toe? Is dit klaar in die graf? Is dit dood of lewe jou Christendom? Ons is mos so geneig om vir die kerk te go. Ek gaan nie kerk toe nie, want die kerk is so en so en so. Nou praat ons vanoggend nie oor die kerk, ons praat oor jou Christendom. Jou eie Christendom. Hoe lyk jou Christendom? Hier langs aan is 'n doodsplek, of wat noem jy die plek? 'n Begrafnisplek. En ek sien sulke plekke vandag. Eergister, ek loop so, kyk die studente klim in die bus en ek hardloop, ek verdwyn. En ek hardloop in die plek en klim in die kus. Ek sê vir die dame, gaan roep hulle, sê hulle, jy het hier ingestap, jy is weg. Nou lê ek nou hoor ek, Rooies, waar is Rooies? Klim ek uit, hallo. Maar okay, so wat ek wil vir julle net sê, my maggies, die hoenderfamilie is ook hier, ek sien nou, daar sit hulle. Daai ou het vir sy vrou 'n lorry gebou om hoenders te boer. Het laat alleen eiers kan eet.
Ek weet, hulle bring sy hier vir die kerkie. Maar oké, laat dit nou. Interessante mense. Ek ry dan my môre terug met niks nie. Is die varkboer hier? Die ou wat varke boer hier buite? Sy nie hierdie. Ek gaan môre varkie by hom koop. Ek hou van varke. En toe moet ek die driehoekwaandjie nou inrig vir die varkie se terugry. Toe het hulle my nou so gister mooi gehelp. Ek kyk die hok gisteraan, toe dink ek wil eintlik as dit so mooi lyk die hok. So, môre gaan ons met die varkie terug. Nou kom ons lees uit Lukas 7 uit. Vir die nuwe mense wat hier is, ons is van School of Fire, The Miracle Place, ons is krokodilboer, ons is 'n varkboer, ons boer met turksvye, ons 'n slagspan. Hierdie is my slagters, kan jy dit glo? Hierdie vrou kastreer die varke en sy spuit hulle in. En hierdie een is my slagspan, sy slag, 'n krokodil. En 'n krokodil word nie so geslag, jy moet so geslag word. Ek het, hulle kom, en wat doen jy? Daar aan die kant. As jy op maintenance. Wat doen julle alles op maintenance? Hierdie mense werk dat hulle klap. Nou, 2 maande terug kom ek daar by my slagpale wat nou in wording kom en hierdie ou kam. Ek was gister so trots. Pastoor, mooi skoon gemaak. Ek was so trots. Sulke goed maak my verskriklik trots op die studente. Glo my, baie kom sê vir my. Roy's name, jou student hier was. Is alles opgetel. Maar hulle het dit gevat, my goed gesteel. Dis weg. Hierdie is daarom net mooi opgetel. Hierdie ou 2 maande terug kom ek in die plek wat hy bou. My verf, 11 uur die aand. Hou wat heel lag in die son gewerk het, 11 uur die aand, maar dit verf. Hallo Royce, dat verf. Ek ken hulle, I know them, they are on tik. As hulle so bly werk. Ek dink moet ek nog 'n pakkie tik gaan koop, want hy doen goed. Dat hy klaar verf. En weet julle, ek het gesukkel met hierdie ou, hy het gesmokkel. Hy's 'n smokkelaar gewees. Vanoggend, kom staan hy, is hy vry. Ek is so trots op hierdie man. Hy's vry. Geef hom 'n ander klap. Ek gaan sit voordat ons te veel praat. Ek oorweeg en toe dink ek nee. Van hulle wil my partykeer pak gee. Hulle jong manne wat so sterk is. En dan moet jy slim wees. Jy moet hulle vang wanneer hulle onkant betrap. Okay, kom ons lees. En die seun van vers 1:11 af. En die dag daarna was hy op weg, dis nou Jesus, na 'n stad met die naam van Nain. En baie van sy disippels en 'n groot menigte het saam met hom geloop. 'n Groot menigte. Ek hoor die mense altyd, ek hou nie van 'n mega church, ek hou nie van baie mense in die kerkie. Maar Jesus waar hy was daar baie mense, want hy die evangelie verkondig. Of jy in 'n plek is wat 10 mense het, dis mooi. Maar moenie die ou kastui wat 10,000 mense het nie. Solank hy sy 10,000 hemel toe vat, en nie net 5 van hulle nie. Ons is op 'n plaas 90 km buite. En glo my, hulle stroom partykeer van Joburg af, 800, 900 km. En dan kom hulle met die mooiste karre daan, maar sonder kos. 400, 500. Ek het eendag, het ek roosterkoek gemaak, 800 roosterkoeke, so 6 jaar terug. Hulle kom daan. Ek slag 4 skape met sulke chops. Ek slag 4 varke, sulke chops. Ek maak 2 potte kajang, so groot. Ek sit neer. Toe ek sê begin eet, toe moet ek weer begin 'n roosterkoek maak. Hy Joe Burgers loop met daai chop. Die die roosterkoek is so en die chop is so. Dit is my lekker om mense te treat. En dan kom hulle by Jesus uit. Josef, daarom het ek vanoggend, dit was my so lekker. En jy het gesien, ons is 'n klomp lekker mense. So hoef jy nie te gedreig het nie, nee. Jy het sommer ingeklim. Josef, ons is maar stout, hoor jy? Josef klim net so in. Ek ry hier oor 'n blikkie, maar hy ding klap. En ek duik en ek gryp my pistool. En toe ek gryp, Josef, so oos, nee, by wie het hy opgeklim?
Maar weet jy wat? Josef, as ons eendag in die hemel saamkom, gaan jy sien. Dis 'n wonderlike Jesus. Josef se eerste woorde aan my was, ek was toe ook so klein, hy het net so gewees, so klein las in die kerk. Ek het nie die Jesus nodig nie, ek het kos nodig. Hy sê, gaan haal hulle by die gangetjies en die kruispaaie en dwing hulle om in te kom. Het julle al hy stukkie gelees? Dwing hulle om in te kom. Nou dis nou daai dwing. Jy dwing hom. En ek is opgewonde oor jou. Maar kom ek lees nou eers hier man. Ek wil nou kort dien sê. Okay. En toe hy naby die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was 'n weduwee en groot menigte van die stad was by haar. Hoor gou mooi, 4 ouens hier in 'n bar, of 6, ek weet nie hoeveel is hulle nie, ek was die dag daar, en hier lê die seun, en hier dra hulle hom op die bar, nie soos ons kuste nie, op 'n bar, sy hulle, 2 stokke, of hoe dit ook al, sy, en hier dra hulle hom uit. Wat nou? En ek wil vanoggend vir jou sê, is dit jou Christendom wat daar op die bar lê? Dood. Salou, jy sal dit self ontleed. Of is jou Christendom lewendig? Jonges kry slim mense. Ek sê vir die studente altyd, 'n preek is baie keer 'n maand lank by 30 verskillende gemeentes. Laat nie een presies dieselfde is nie. En God laat dit toe. Solank ons net hemel toe gaan, ons mag verskil. Ons mag nie verskil op goed wat vir God belangrik is nie. Ons mag verskil op sekere goed. Maar, hierdie man het my 'n baie mooi ding geleer hier. Die 4 evangelies is verskillend, maar het een boodskap. Kom ons hou op net fight. Behalwe nou, ek bedoel, jy kan ons nou nie saamstem dat 2 vrouens of 2 mans kan trou nie. Dit is mos nou teen God se grein. Dis nie 'n verskil nie, dis 'n ewigheidsverskil. Daar is sekere goed wat God net nie toelaat nie. Moenie sê hy is lief vir my en God laat alles toe nie. Moenie liefde en genade vee jy die sonde onder die mat in nie. Moenie dit doen nie. Wees radikaal vir die Here. Moet ook nie dink radikaal beteken om op elke ding te verskil nie. Jy sê radikaal, jy soek moeilikheid. Okay, vanoggend gaan dit vir julle voel ek verskil op elke ding, maar dan is jou Christendom nou al binne in die graf. Okay. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer gevoel. Hierdie Jesus voel vir ons jammer. Hy gee vir ons om. Hy sien jou nood. Jy's kosbaar vir hom. Jy's waardevol vir hom. Hy het baie keer my hare deur mekaar gekrap. Ek het standaard 6 laase kam gehad. Nee, ernstig. Maak 'n program 3 dae terug, 2 dae terug. Het gaan binnekort op Kruiskyk wees. Rooi Strauss bely. Hulle gaan hom kyk. En ek begin, ek sê, ek sluk. Dis 'n taai een hierdie. Maar ek moet bely. Stella weet nog nie eers nie. My studente wat om my staan weet nog eers nie. Maar ek gaan vandag jammer sê. En ek hou vir 20 minute so aan. En ek sê, ek bely, ek het standaard 6 laase kam gehad. Hulle gaan 'n hele program kyk, want hulle wonder wanneer kom hierdie vrou wat rooie skelm by was. So vang ek hulle vas. Amen. Ek sal nooit vergeet jy om Callie, my oupa se broer, ek het by my oupa groot geraak. Dan vat hom Callie ons, daar by die NG Kerk, se saal fliek, ons gaan kyk fliek, is ek so groot. En Callie het sy staalkam hier agter in sy sokkie gedra. En vandag noem ons dit teppe, daai tyd was dit nou maar net, jou broeksakke 'n stuk en sy arm is, val die kam deur, so beter daar. En as het so 100 meter van die saal af is, dan sê hy vir my en die ander, staan, dan kam hom Callie ons hare, middelpaadjie. Jy nou, die middelpaadjie glad nie gelykie. En dan gaan sit jy daar. Ons is so arm, kyk ek hoe die ander popcorn eet. Kam lekker. Dan kan ons eers popcorn koop. Moenie my jammer kry nie. Daai dae is verby. Ek lewe nou so lekker, ek eet popcorn net wanneer ek wil. Mense, maar ek het daar gesien, dat baie ryk is gee. Maar baie ryk is gee niks. Ek het daar gesien hoe ryk mense eet. Dan draai hulle die vark om. Ek het gedink die vark is so, jy moet so skep. Ek eet nog so. Ek het toe nou maar nie gechange.
Eendag sien ek maar hulle eet, hulle pak hulle rys op en die ertjies, en die val nie af nie. Ek sit en vergaap my, ek is net so 'n rooi bont gesig kindjie. Nou kyk ek kom by die huis, ek sê, ouma, ek wil ook rys eet. Waarvoor? Net om hom so op te sit. Luister, die arm kind, die armes het gesê ons is arm. Hoekom kom julle laat? Kom in gemeente, julle is welkom. Moenie vir 'n straatkind geld gee nie. Grootste fout wat jy maak. Hoor julle wat ek sê? I teach the people they must not give you money on street. Jy roep ook nie 'n straatkind na jou huis toe Sondag maar 12 uur om daar te kom eet en jy's hierdie wonderlike Christen en hulle staan 'n rasie ander wakker nie. Ons wil so Christelik wees, jag is net strooiing. Jy gaan na hulle territory toe en jy maak kos en jy gaan gee vir hulle en jy stel belang in hulle. En jy gee vir hulle kos. Kom ek vra gou vir julle. As hulle vir jou kos gegee het op straat, wat het jy gemaak met die kos? Weggegooi, partykeer, né? Weggegooi. Jy hoeveel jaar was jy op straat? 8 jaar. Het jy al die kos geëet wat hulle vir jou gee? Wat maak jy? Hoor. Mense, tree met wysheid op. Jy help iemand nie. Tree met wysheid. Ek sê nee. Maar met liefde. En dan sê ek, maar kom hier, gaan nie vir jou geld gee nie. Ek gaan nou vir hom geld gee vandag. Want ek het daarom nou sy tyd gevat. Maar hoor gou mooi. Ek gee vir hom liefde en dan koop ek vir hulle 'n bietjie kos en ek vertel hulle van Jesus. Maar net so dat hulle nie kan dit opeet. Pas op, kom ons tree met wysheid op. Jou gewete pla jy omdat jy nie vir God iets doen nie en dan wil jy. Verstaan? Dankie. Dis my huiswerker, ek bring haar altyd saam, laat sy sê maar. Ek staan nie by hom rooi is. Hierdie kind, nog nooit dwelms gebruik. Hierdie kind het kom leer vir 'n sendeling. Haar maatjie, raak oor 2 weke 'n pastoor. Sy was nou 3 jaar, 4 jaar by my. Raak oor 2 weke 'n pastoor. Sien jy hierdie nasie? As hulle gered is hulle gered. Ons het sulke wonderlike mense in Suid-Afrika. Om hulle lelik te behandel. As jy iemand vloek, dan wek jy iemand op wat jou haat. Môre gebeur iets, 'n plaasmoord, dan wil jy weet hoekom. En hoor gou, ek is totaal teen plaasmoorde. Ek spreek my uit, ek gaan te kere. My vriend in Bloemfontein, van die Valke, saam met my Koevoet, wat plaasmoorde in julle omgewings en goed ondersoek. Die laaste 16 plaasmoorde. Hy's 'n man soos ek. Hy's 'n boer. Sy het my rooi is, al 16. Is waar hulle gevloek was en vertrap was. Maar daar wil ek ook vir jou sê, daar's ander wat hulle op die hande gedra word. En dan gaan maak hulle mense dood. Ons moet vir Julius Malema stop in Jesus naam. Nie haat nie. Hoor julle? Nie haat nie, stop hom in Jesus naam. Dis ons grootste fout. Ons begin bitter raak en iemand haat. En name toesnou. Julius Malema doen sonde en hy steek mense op om mense dood te maak. Jy moet teen hom bid, maar om vir hom te sê, jy lyk so en so. En God het hulle gemaak en jy beledig God se skepping. Hoe arrogant kan iemand hier wees om te sê hoe lyk ander mense neusie? God het die een neus skerp gemaak, ek het 'n baie lange gekry. En die een plat en die ander. En dan kom ons en sê, het jy daai skerp neus ding gesien of daai plat neus ding? Weet jy wat sê jy? Grote God wat so die aarde gemaak. Jy kan maar sê mense regmaak nie. Dis wat jy sê. Ek steur. Moenie vir my kon sê jy sê iets anders hè. Wie het daai ou so gemaak? Nie die duiwel nie, God. Jy beledig hom omdat hy skree kiel de boer word God nou beledig. Dink so bietjie voordat ons praat. Jy sê nou in jou gedagtes, ons moes nie gekom het vanoggend nie. God sê vir jou, jy's reeds die een wat moes gekom het. So nou,
Nou het jy sommer jou boodskap, en ek sal like as jy na die tyd dit vir my vertel. Amen. Sê my as ek strooi praat, sê my as ek lieg. Steek jou hand op en sê, jy lieg mos nou, God het hulle nie gemaak nie. Sê vir my, redeneer ons daaroor. God het alle mense gemaak, Satan kan nie eers 'n brommer maak nie. Hy is te sleg. Ja, daar vang ek myself. Want vir 'n brommer sê ek hierdie verskriklike, vieslike ding. Okay, ek sal van nou af sê, Here het hulle mooi gemaak, maar hulle moet uit my pad uitbly. Okay, had ek my nou self, toe ek so, die Here is dan maar wonderlik. Hy herinner jou. Okay, kom ons gaan. Ja, maar pes en 'n plag. Hulle is nie 'n pes en 'n plag. Okay. En toe die Here haar sien innig jammer vir haar gevoel en vir haar sê, moenie ween nie. En hoe sê jy vir iemand wat vir jou kind huil, moenie huil nie. En hy het nader gaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draer stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat. En hy het aan hom sy moeder teruggegee. Vandag moet jy jouself ontleed. Is jou Christenskap op 'n baar op pad graf toe? Is dit al reeds in die graf? Of is dit springlewendig? Ek gaan 'n paar goedjies noem. Jy gaan jouself eksamineer, so dan kan ons nie sê, Roy, is dit jou dit gesê nie. Verstaan? So ek gaan nie sê jy is so nie, ek gaan sê party is so. Nou kan jy dit check. En kyk, die Here my nou reg help oor 'n vlieg, so ek is self gepreek nou. Dis interessant, die Heilige Gees is mooi. Maar in elk geval, hoor gou. En dan vandag, dan kan jy besluit, ek wil maar my Christenskap in die graf hou, ek wil hom op die baar hou, wat graf toe, of nee. Jesus kom baar toe en raak my aan, ek wil anders ter wees. Jy die keuse. So ek gaan nou nie preekie, is 'n eksamenvraag stel. Die draers van die dood, is hulle besig, wie is hulle, is demone, met jou Christenskap. Jou nou, nie die kerk se nie, nie hoe hierdie pastoor, Willie, priester, wat se ding, die kerk hanteer nie. Dit is moeilik om met hierdie ou vriende te wees. Ek verstaan julle. Dit is moeilik. Daai vrou lyk hom regtig. Kyk dan, ja. Ek sê vir jou, al wat jy met die ou kan hê, jy kan hom net lief hê. Jy kan nie iets anders doen. Heel te dierbare manier. Hy soos ek. Hy stuur. Dis hoekom ek en hy stuur mekaar. En dan verskil ons. Maar dis nie oor goed wat ons hel toe of hemel toe nie. Dis lekker gesels goed. En sonder dat jy weet, stem ek eintlik met baie saam. Ek wil jou net nie laat herken nie. Maar herken nie. Okay. Kom ons toets. Almal van ons het of een werker in die huis, of somtyds 'n werker, of is dit baie werkers. As jy vurige, lewendige Christenskap het, sal jy van tyd tot tyd sê, sit en open met die Bybel en 'n bietjie vir hulle preek. As jou Christenskap op 'n baar is, of in die graf is, dan is jy die een wat by die huis kom en sê, hierdie verdamde klomp sleg goed, ek wil net almal wegjaag. Ja, ek wil ook altyd. Tjoef, hulle kan van my kwaad maak. Maar hoor gou mooi, en nou maak maar daai uitsprake. Ons is mens, maar hoor gou. Sit jy met die Bybel? Het jou werkers vanoggend Bybels? Ek weet nou nie hoeveel mielieboere is hierdie, maar gou vir julle 'n bietjie vra. Mielieboere, grootboere, het jou werkers Bybels? God gee dan vir jou 'n paar aan. Het jou werkers Bybels? Ek sal nou nie by julle skimpie, maar ek het 'n meule. En julle kan mos inboek daar by Senwes. Ek het nog al 'n nommer by Senwes, wat jy kan bank. En nie geld, die milies. Nou skimp ek hom lelik. Nou raak hulle eintlik stil. Hy ou menie, nou kom ry die vriendelikste ou van die kerk. Sorry julle ander, hy is ook vriendelik. Maar die vriendelik, en daai oom is nogal vriendelik. Maar die vriendelikste ou van die kerk is daai ou met die Land Cruiser, daai mooi Land Cruiser. Ek ry vanoggend verby, ek sê hi mense. Ons preek wragtig gisterand vir die ou wat die ordentlikste is en wat die vriendelikste is oor sy Land Cruiser. Maar ek soek hom nie, want dit is seker 2 kilometer op 'n liter. Is dit so? Hoe dom, okay, nou moet ek besop om my ou aan te vat.
Maar hoe dom kan 'n ou wees om 'n Land Rover, geef vir jou 12 kilos op 'n liter, maar nou wil jy 'n Land Cruiser ry, wat vir jou 2 kilos op 'n liter gee. Daai ou is reg. Ek love Land Rover, maar hy is swaarder op olie. Jy is so. En gister stap ek weg by die mense, by die hoenders, die wat hier was, jy moet gaan kyk, van die lorry met die hoenders. En ek dink ek wil vir my, daar by ons, het ek 'n gat gegrou, ek wil die bo oor die gat, want ek wil visse onder hê, wil ek die hoenders hê. Wat gaan ek vat? En dit kom by my op daai Land Rover vir my, wat nou al 4 engines gehad het. Sit hom, maak hom 'n hoenderhok. Maar ek sal maar hartseer wees. Ek sal graag wou 'n Land Cruiser gemaak het, 'n hoenderhok. Maar nou ja, prys die Here. Ag mense, is sommer grappies tussenin, nee. Maar daar is sekere goed wat ek nie grappies maak nie. Oor die woord van die Here en oor 'n rugby span. Jy kan nie die WP ondersteun as jy Christen is nie. Okay, kom ons gaan aan. Kom ons gaan. Jou tweede vraag is wat jy moet vra. Weet jou kinders van Jesus? Stuur jy vir hulle 'n WhatsApp oor Jesus? Stuur jy vir hulle ietsie moois oor Jesus? Weet jou kinders van Jesus? Het jy laat gekom? Hey, het jy laat gekom? Stuur jy jou kinders? Vertel jy hulle van Jesus? Jou pelle, wat jy op groepe is, in familiegroepe, weet hulle van jou vuil grappe, wat jy aanstuur? Of weet hulle van Jesus? Ek hou ook van 'n grap, maar nie 'n vuil grap nie. Vra jy die meisies. Seksuele grappe en sulke goed hoort nie by skool of feier nie. Ek is baie lief vir hierdie kinders, maar hulle kom uit sulke goed uit party. Ek gaan nie hulle nog verder. As reeds ou manne, wat nie hulle verdomde hande kan tuishou nie. Hulle goed moet afgekap word. Ek het nou vir my nuwe slicer gekoop. Waarom so wat? Ons is al geoefen. NBS kyfies. Ek wil vandag vir jou sê, as jy 'n man is, 'n ou man is, of 'n jonge, wat sit en luister vir my daar op TV, en jy's oorig. Jy moet hierdie woord hoor. As jy nie vir God wil luister jy nog kinders, daar staan in Matteus 18, elke kind het 'n engel. En ek vra vandag vir God om hy engel te aktiveer. En as iemand 'n kind wil molesteer, slot sy hand af in Jesus naam. En sy eiers. Mense, ons is te sag op sulke goed. Wat is liefde? Ons het dit nou weer gehad laasweek. Dat hulle die slagoffer kom tweede, maar die verkragter word liefde gegee. Wat is liefde? Julle moet net weet jou oomie, ons kry hom ook jammer. Ek kry hom nie jammer, hy het 'n kind gemolesteer. Hy moet bekeer voor God en hy moet in die tronk kan hy bekeer en daar kan hy 'n kerk oprig. Jy moet by God uitkom. Ek staan op vir kinders en vir aborsies. 33 jaar staan ek op vir aborsies. 1200 aborsies 'n dag in Suid-Afrika. Dis nie die agterstraat aborsies nie. Hierdie is die aborsies in die hospitale. Die kamma-wettig is. Van 1997 af. Nou kan jy gaan uitwerk. Het was so vir 'n paar jaar 300 'n dag, nou is dit 1200 'n dag. Jy kan uitgaan werk van 1 Februarie 1997. 29 Oktober 1996, toe stem die DA dit in. Ja. Soos jy vir hulle gestem het, jy's deel van elke 1200 bloed wat vloei. Ons werk nou die dag uit, tot op hede. Dat ek so bietjie vergeet, hierdie tankers, dieseltankers, is dit 48 dieseltankers vol bloed. Is babatjies wat in Suid-Afrika doodgemaak is. Elke een wat vir die demokrate gestem het. Of hulle werk, julle is dit. Niemand anders nie. Moenie met storieetjies kom nie. As jy gestem het vir hom, is dit in. Kos vergeet die politiek. Ek kom ook agter, ek is tog nie lus daarvoor. Maar dis die politiek is dan babas wat doodgemaak word. Maar kos los dit nou. Kom ek vertel julle iets anders. Ons kom 'n bietjie boor toe. Dawid in die Bybel, onthou julle. Hier's nog 'n, is Daniel wat volgende is. Ek wil meer van die ou uitvind. Hy sit in die kerk. Naam is Daniel. Maar hy gee my die idee is hy sal ook saam met leeu's in die kuil sit. Daniel, ek like jou. Ek weet jy net ook jy sien te hou ek van jou. Maar hoor gou. David, koning David in die Bybel.
Hy het so 'n streepie van Zuma in hom gehad. Want hy het die buurvrou dopgehou, nee. En eendag staan hy op sy patio. Dit staan so in die Bybel, ek sit net 'n bietjie vleis by. En hy kyk so af, gaan hoor 'n bietjie wat sê hy. Hy sê vir sy mense, los my 'n bietjie alleen. Sy wagte. Want Batseba, en as ek nou vir Batseba sien, dan sien ek so lang, lenige, swartkop vrou, so blas. Sy is ook lekker moedswillig. Jy staan nie by die president se huis daaronder, en skeer jou benehare nie. En sy was besig om te bad. En sy vat hom 'n Norra blyt. Okay, ek weet nou nie of dit in die Bybel staan, maar en sy skeer hy benehare. En Dawid se koel loop uit sy bek uit. Soos party manne is. En luister hy, en hy raak belustig. Alles begin hier by die oë, en daar raak ons belustig. En die vrou se man is in die oorlog. En Dawid sê, kom geoor na die koning toe. En Dawid slaap saam met haar. Sy raak pregnant. En nou is daar 'n probleem. Dis nou soos die dominee en die ouderling gaan bid het vir 'n vrou wat se man ook in die oorlog was. En die dominee bid, oor 3 maande hierdie tyd sal jy jou eie babatjie in jou hand vashou. Sê die dominee onderlangs, hey, haar man is in die oorlog. Hoe profeteer jy nou? Maar okay, so. Maar hoor gou. En Dawid bedink 'n plan, sonde baar ander sonde. As iemand te veel weet, nou nie al my goed vir julle vertel, gee ek julle tips. Maar die ou golfballetjies, as jy hom oopsny, is hy 'n rekkie gewees. Die ou regering het hierdie triek gelike. Jy handgenaad, draai jy rekkie om 'n handgenaad, trek jy die pennetjie, sit jy hom onder 'n ou se kar, soos hy ry oor grondpad, skiet hy, en na 5 dae skiet hy oop. Sy ou dood, dan gee jy sommer die ander skuld. Ja, die nasionale party was verskriklik Christelik. Het geopen met skriflesing en gebed, en daarna besluit wie maak hulle met gif dood. Verskriklik Christelik. Ja, jy kyk vir nie, jy wou die pastoor doodmaak met gif. Maar okay. Dawid bedink 'n plan. Hy stuur 'n brief grens toe. Hy sê, laat my buurman gou hier kom. Hy sê vir die buurman, slaap vanaand by jou vrou, want dan as hy mos nou slaap. Die kind gaan soos die koning lyk, maar as die buurman se kind. Hy man is 'n soldaat, hy sê ek slaap nie by my vrou nie. Ek slaap buite. Dawid sê hier is moeilikheid. Hy het met 'n taai uit te doen. En hy vat 'n brief en hy skryf. Hierdie ou se doodsvonnis in 'n brief. Hy sê wanneer die oorlog sit hom voor. En wanneer die oorlog op sy ewigste is, dan onttrek julle vinnig. Dat my buurman kan omkom. Nou weet hy, dan kan hy trou met Batseba. Waar het dit begin by loer? Dit trek al by moord. Seks maak nogal vinnig mense dood. Mense raak mal oor daai goeterse. Omdat hulle nie by God is nie. En hy vat sy brief, die koning, en hy stemp hom. Hierdie ou is so oulik. As ek grens toe geloop het, ek sal hom oopgestroom het. En gelees het wat sê die koning. Hy gaan gee sy eie doodsvonnis vir die generale. Hulle sit hom voor. En toe die oorlog op die ewigste is, onttrek hulle en hy dood. En Dawid se ding is toegesmeer. Maar God het daai kind laat doodgaan, nee? Omdat hulle dit gedoen. Maar hoor gou. Wie het daai buurman van Dawid vermoor? Sê gou vir my. Wie het die buurman van Dawid vermoor? Dawid. Ek gaan vir julle sê, die vyand het hom ons doodgemaak. Die generale wat saam gekonkel het, is ook deel. Is dit so? Maar wie se briefie het hom doodgemaak? Dawid se briefie. By die verkiesing, toe skryf jy 'n briefie met so X. En jy sit hom agter 'n party wat babas vermoor.
Wie die kinders vermoor? Jy het nou self gesê, is die briefie. Sê die dokter, sê die ander, jy het self nou gesê, is die briefie. Ha! Kom ek met 'n comeback. Okay, kom ons gaan. Nou sit jy daar en sê, ek is verdoem, ek gaan hel toe. Nee! Sy bloed was skoon. 5 sekondes, Here, ek is jammer. En dis verby. Dis wat so, mense, weet julle wie was ek? Behalwe dat ek buiteegtelik was, weet julle wat is buiteegtelik in Engels? Daai klink soos peppermint, illegitimate, so iets. Het jy dit al gehoor? Ek kan nou nog nie daai woord sê nie. En so nooit die methodiste my 30 jaar terug om my getuienis te kom gee. En dis net Engelse. Nou moet ek start. I was a illegitimate. Nou ek haak vas. Ek sê I was a hard child. Want toe weet ek nou nie meer wat om te sê nie. En daai woord is makliker. So my Engels, en veral toe moet ek nog uit Deuteronomium uitlees, Deuteronomy. Okay, maar los dit daar. Mense, ek het die wonderlikste groot lewe gehad, arm maar die mooiste. My ouma het gesê, jy kan arm wees, maar seep en water was alles skoon. Ek het die lieflikste mense gehad. Sukkel boerbroodsluyse. Skool toe. Vertel gister vir haar. Ek sê, dan kom die kinders daar, die moderne kinders met hulle Tupperware bakkies en hulle bakkiesbroodjie is so in 'n driehoekie gesny. Ek kyk ek altyd, dit is my die mooiste. Ons ken nie bakkiesbrood, daai tyd wil ek net bakkiesbrood eet. Ek was so nosel. My ouma se boerbrood was so, met so lekker swart kors. Verlang ek my ouma dan nou. Sy hardloop aan die hemel rond. Hoor gou mooi. Toe kry sy op 'n plek 'n spoorweg kosblik. Hy ding is so lank, hy vat die helfte van my ou tas toe ek se baas. Hy is so diep. Hy slat roes aan, so elke dag skrap sy hom. Dan druk sy hom so mekaar. Dan sny sy 4 boerbrood snye. Ek was 'n marmannetjie. Dan pak sy op die eerste en so om dik met vet. En sy het vet uitgebraai, ons het nie botter geken nie. Dis leeks. Daar sit sy korrelkonfyt wat sy self gekook het. Julle ken hom. Dit is wat sy die druiwe uitkook so op so dik. En die tweede een tamatie. Nou dink, daai kinders haal hulle Tupperwareetjie so oop. Dan sy toegedraai met 'n waspapiertjie. Ek myne oopmaak, ek gaan sit ek altyd agter 'n plek en eet. Ek is skaam. 'n Kind is mos nou maar so. Nou kyk hy dan oop dat hy nou klam getrek. As daai 4 brood sny so om mekaar. En op 'n dag skrap ek moed by mekaar. Ek sê ouma, kan ek ook 'n papiertjie omkry om my brood? Ek is graad 1. Sy sê ja. Sy pa. Volgende dag ek is excited. Ek sit nogal tussen die kinders want ek gaan ook 'n wasvelletjie om het. Ek het nie geweet wat is 'n wasvel nie. Toe ek so oopmaak. Toe het my ouma 'n ou rapport, Hendrik Verwoerd is nog voorop, in die huis gekry. En sy die papiertjie verstaan, sy met hom toedraai. En sy het vir Hendrik Verwoerd hier oor hierdie 4 boersnybrood. En toe hy klam gaan trek, Hendrik Verwoerd is papnat. Ek sê vir jou nou, eet 'n koerant en ek eet. Maar hoor nou mooi, daai tyd is ou so skaam. Jy kry, vandag, juig daaroor. Dis spreekmateriaal. Ek dank my oupa en ouma. Kan net nie met hulle praat nie, hulle is in die hemel. Dat hulle my so groot. Ek loof die Here. Vandag daai wat nog met hulle Tupperwareetjies. Hulle suip nou nog brandewyn. Want hulle was daai manne. Julle moet bekeer. Hulle kyk my. Bekeer. Ek is baie lief vir hulle. Luister hê. Wees bly waarvanaf jy kom. Maar jy hoef nie dieselfde te bly nie. Jy kan anders te raak. Kom ons gaan. Vers 3. Vers 3, punt 3. Jou familie en vriende weet hulle. Ok, ons klaar die vuil grappe. Ek glo die klomp wat hier is, vertel die vuil grappe nie. Vier, Christenskap sê
Dankie Here, ek het arms. Dankie ek het 'n been. Dankie Here, ek het vars longe. Die ou wat sy Christenskap op die baar lê of in die graf is sê, Here, ek is nie tevrede oor my longe nie, ek wyp hulle tot ek popcorn longe het. Here, ek like hierdie longe nie. Dis wat jy eintlik sê. Daarom rook ek. Jy moet vir daai pragtige skoonseun sê. As hy hier volgens, wat sy vrou is voorgebid. Hy's 'n pragtige mens, ek hou van sy gesindheid. Maar hy moet wragtig hê dat ek vir iemand bid, daarna gaan wyp hier buite nie. Wat dink hy van my God? Ek trap hom uit nie. Wat dink hy van my God? Sy vrou het kanker, ons bid vir Here maak haar gesond, daarna gaan doen hy iets wat vir hom kanker gee. Wat gaan met ons Christenskap aan? Ek trap hom nie uit nie, want ons is erger. En ek vra ook nie om verskoning nie. Ek verkondig my God se boodskap. Is jy bydraagbaar op pad graf toe jou Christenskap, of is dit lewendig in jou huis? Sit 'n praat jy rassepraatjies, heeldag, of bid jy vir die president? Cyril sal nie regkom as jy hom net vloekie. Bid hom uit sy seat uit. Jy het wapens. Bid hulle, laat hulle nie weet waar nie. Ons gesamentlike regering is nou so oulik. Die DA sal vir ons alles reg. En die Vryheidsfront, hoe die Vryheidsfront haat my. Ons is daar in Pretoria, Johannesburg, by die big screens toe die uitkom. Ons is 1000 afgevaardigdes, wat kyk na die direk, waar die uitslag kom. Ek stap en ek loop na elke party se hokkie toe. Ek het 'n politieke bediening, so ek moet werk onder hierdie ouens. Ek loop na julle pragtige Vryheidsfront toe. Ek steek nog hand uit en sê hulle asseblief weg. Asseblief weg. Ons wil eers met jou praat nie. Ek sê waaroor? Is dit nou omdat ek die video vrygestel het, waar Groenewald gesê het, ek bevorder LGTB. Dis sê hulle asseblief Rooies. Dis sê ek, want julle boere, medeboere moet nie weet dat julle man en man bevorder en vrou nie. Ons moet hulle verder belieg. Mense, sorry, die goed wat ek sê, elke ding kan ek bewys hier, want anders gaan ek hof toe. Ek gaan nie vir iets stem wat sê God het vir Adam en Steven gemaak nie. God het vir Adam en Eva gemaak. Jong, vat hier water. Maak op my mond. So dokter, ek hulle by sof, kyk jong. Ja? Oké, also. Hier so. Lief vir julle kindertjies. Julle moet bid vir my kinders. Hier kom iets aan die einde, wat ek nog nooit in Suid-Afrika in 'n kerk gedoen het nie. Wag tot die einde toe. Dit gaan miskien vandag kom. Paulus preek. Hy moet die oggend as die son uitkom op 'n boot ry. Gaan lees Handelinge. Hy moet op 'n boot ry. Hy's lekker moedswillig. Hy preek deur die nag. Jy gesien? Hy weet hy gaan nou op die boot slaap. Paulus preek deur die nag en 3 uur die oggend sit een nou in die vensterbank. Het jy daai stuk gelees? Lees 'n bietjie die Bybel. Hy val uit die vensterbank uit en hy val dood. Imagine in Suid-Afrika preek 'n pastoor 3 uur in die môre en die ou val dood. Die koerante sê 'n mal kerk om 3 uur die oggend te preek en 'n man is dood daarvan. Die synode sal 100 jaar sit. Hulle sit nou al 40 jaar oor LGTB en hulle weet nog nie wat nie. Die Bybel sê sodomie is sonde. Wat is Sodom? Sodom en Gomorra het vergaan. Hoekom? Daarvan af kom die woord, Sodom. Hy het met swaal vergaan. Sodom. Die ou wat nie geweet het, wat is die output nie. Nou maak hy dit 'n input. Dis Sodom. Maar in elk geval, ons gaan aan. Ek weet nie waar trek jou eksamen nie. Baie gaan jy miskien verskil. Jy mag onder die einde 'n briefie skryf vir die professor wat hier voor staan en sê,
Dink jy klomp nonsens gepraat. Of jy kan sê, ek kry alles in die Bybel wat jy van praat. Jy moet besluit. Maar wat ek sien, is dat, en die ou val dood. Ek sal gesê het, kom ons neem kollekte gou op, en dan gaan begrawe ons daar. Paulus, man van God, stap uit. Jy, hou op slaap in die kerk. In Jesus naam staan op. Hier lewer jou. Kom terug. Dink jy, soos die ou kerkganger op sy selfde stoel sit. Dink jy, hy wil weer aangesit. Paulus sê, kom. Om sit hier. Jy gaan nou nie weer doodval nie. Klink dit nie anderster as ons Christenskap nie? 3 in die oggend preek, man val uit die venster, word opgewek uit die dode. Ek dink ons kort iets. Sê nou nie almal moet 3 nou in die oggend kerk hou nie. Nou gaan Willie weer môre afkondig. Volgende Sondagoggend 3. Die ou is so woordbewus, hy gaan dit nou doen. Okay. Lees jy Bybel? Regtig. Dis al wat ek jou gaan vra. Lees jy regtig Bybel? En lees jy vir jou kinders? Sal lankal. Die Bella-bil wat niemand kom ondersteun het nie. Ek is so hartseer. Ek het 32.000 kilometer deel van dit deur die land gery en daai ding teëgestaan. 'n Parlement voordat hulle 'n wet uitvaardig, moet hulle in elke provinsie na 3 plekke toe kom in die provinsie. In 'n saal, en hulle moet die ding daar sit, en jy mag die mic vat en sê, ek stem nie saam nie. Julle het geweet. Julle moet net die Google dop hou. 'n Christen hou sulke goed dop. Die Bella-bil is 'n ewel. En moenie laat die DA weer vir julle belieg, en sê hulle het hom kan teëgestaan nie, en hulle het gemaak, of hulle het 1 klousule teëgestaan. En gaan kyk watter klousule het hulle teëgestaan. Wat woke bevorder. Hulle was so vir hierdie ding. Ek was by elke meeting. Ek het daar opgestaan. En hulle het my geskeel. Ons het gewen, die hele Noord-Kaap, behalwe Kuruman met 3 stemme. By al hierdie meetings in die land, almal saam, die 9 provinsie maal 3 plekke, sê ek nou vandag vir julle, was nie 100 pastore nie, of 100 wedergebore Christene nie. As dit uitbasyn, kom net asseblief, jy kan net 'n vormpie ook invul en gaan. So daar gestaan met die wêreldse mense wat ons uitlag elke keer. Die homoseksueles het kom praat. Sê ons, laat die Bella-bil gaan, hy's reg. Hulle het so. Die Christene was nie daar nie. Suid-Afrika niet vervolging, laat ons kan bykom. Maar moenie hoor nie, hy's amper geteken. Ek is by 'n punt, wat ek wil sê, ek gaan nou niks meer doen nie. Laat ons nou maar vir ons kry. Ek is by so 'n punt, en toe ek het vanoggend bedink, toe stuur 'n man 'n boodskap, besop wat jy sê. Toe weet ek die Here sê ek moenie. Want ek is net moeg, mense. Na 33 jaar stap ek met my studente van, ons ry petrol uit, ons ry diesel uit, duisende uit. Ons stap en ons staan hierdie wette te, word die môre toegestaan, want niemand kom nie. As sien ek hoe ry ons wit mense so verby my. Dan groet hulle my nie eers nie. As jy 'n teestander, want hy sê die anti-kris kan eers kom, wanneer hy wat teestaan uit die weg uitgeruim word. Of wat hy sê, dis die Heilige Gees, wat hy sê is mense. Maak nie saak, kom ons sê vandag mense, teestanders, as jy 'n teestander, want jy moet eers uit die weg uitgeruim wees. Gaan hierdie land agterkom as jy nog hier is? Gaan jy in vervolging regtig in 'n ondergrondse kerk gaan? Ek het 9 keer nou Bybels ingesmokkel in China. Maar ek het nou nie anti-kla gepraat nie. Daai een vrag Bybels wat ek gevat het, wat ek 'n onderbroek gevat het, in breinpolies en so dik streep gesmeer het, sit ek dit bo op die Bybels. Is iemand wat nou sê, is die man mal in jou kop? Ja. Omdat jy nie bereid is om iets te doen nie, moet ek begin alles doen, ek is mal. Ek is baie, mense as ek so aangaan, dan dink die mense ek is kwaad. Ek is nie kwaad, ek is ferm vir Jesus. En ek sit hom so op, en toe die Chinese polisman hom so oopmaak, en hy kyk en hy nak het vas. Hy, toe vat ek hy Bybels. En dit was so lekker.
Ek kan dit vir julle vertel. Nou in Afrikaans, dit is nou 'n paar jaar terug hierdie een. So hulle kan nie meer die ou vang nie. En ek ry saam met 2 Hollanders in 'n taxi. En ons ander spanne ry op ander plekke. So ek en die Hollanders kan 'n bietjie in Afrikaans praat. Dat die taxi-drywer in Chinees nie kan hoor nie. En ons ry verby die ambassade in Beijing. Ek sê vir hom, sal dit nie wonderlik geweest as ons hier kan ingegaan nie. Maar ons span is 12 en elkeen het 'n klou waar ons uitkom, maar as hulle 2 vang, kan hulle nie by dit uitkom nie. Die KGB ondersoek hy sake, mense. Onthou, die KGB haat die Bybel. Vir die kommunistiese politiek is die Bybel 'n vret. En ons sê, ons raak nie betrokke nie. Maar oké, ons ry so verby, en ons ry weer en die ander ou gee sy klou en die ander sy klou toe, ons by mekaar. 11de vloer, 'n sekere land, 'n pikswart man in Afrika wat 'n ambassadeur is. By sy flat, moet ons die Bybels aflees. Ek gaan op, ons woorde was, se klop, dit word afgeluister, ons moet nie praat nie, hy sal sê, nou weet ons is die regte hou, het julle die sweets vir die kinders gebring. Maak op, hy sê, did you bring the sweets for the children? Wys ja, hy sê, en ons gaan weg, en ons gaan praat. En hy omhels my op 'n plek. Hy sê, ek was 'n jong swart mannetjie, hier bo in Afrika. Toe sê ek, Here, ek wil iets vir u doen. Toe sê die Here vir hom, raak 'n ambassadeur. Dan stuur ek jou China toe, dan smokkel jy Bybels in. Hy sê as die Japaneese, hulle stel hom toe aan, hy moet al die persente kies vir die presidente wat daar aankom. Dan draai hy 'n Bybel toe. Onthou hulle eie mense, kykie wat is dit hier. Dan draai hy 'n Bybel toe vir elke minister wat kom van 'n land. Hy draai 'n Bybel toe en gee. Hy sê vir my, ek sê, gaan ons vanaand? Wat gaan ons vanaand doen? Hy sê, gisteraand het hulle op my kerk toegeslaan, hulle het 1 vrou gevang. Sy gaan moontlik 18 jaar kry, en hulle trek haar nals uit, dis wat hulle baie doen. Ek sê, maar dan kan ons nie na dieselfde plek toe teruggaan nie. Ek bedoel, die vrou gaan ons praat. Ek sê, Chinese Christen, sal hy sê waar ons was nie. Ek sê, wat? In Suid-Afrika kyk ons mekaar net skeef. Dan bring ons mekaar so uit. Hierdie vrou word gemartel. Ons gaan na dieselfde plek toe waar hulle vorige aand toegeslaan is. Ok, nou 'n bietjie geskuif het, hulle ander plek, wat hulle maar sy het geweet waar is dit. En sy bring dit uit. Hy kyk so, ons ry op 'n ander plek wat ek Bybels gaan versteek. 'n Ou wat 'n toeristeleier is. Hy's 'n leier geraak om toerisme, maar eintlik is hy 'n Bybelsmokkelaar. Is 'n Chinees. So ry so, en hulle het net vir my gesê, by 'n sekere plek toe ek geskool word, jy gaan op hierdie boot, daai dag, so laat, met jou Bybels. Daar gaan 40 mense omtrent opwees, maar jy gaan die wedergeborene sien. Hoor julle wat? Hy kon my herken, want hy weet ek het rooi hare en alles. Hulle sê, jy gaan die wedergeborene herken, dis nou al die Chinese. Toe ek opklim, toe sien ek hom. Lyk ons ook so? En op 'n call, hy het so gepraat, en hy vang met sy oë, en wys ek moet dek toe gaan. En ek gaan dek toe. En ons ontmoet mekaar. En hy sê, waar kry ons mekaar vanaand vir die Bybels? En hy wys my so na die bamboese. Hy sê, sien jy die bamboese? Kap jy hulle af, dan groei hulle vinniger. Ons Chinese Christene soos daai bamboese, kap aan ons groei vinniger. Ek sê, ek kan nie dieselfde van die Suid-Afrikaanse Christene sê nie. Ons roei mekaar so uit. Waar is jou Christenskap? Kom ons gaan, ek is amper klaar. Is jy aktief met evangelisasie besig by jou gemeente of met jouself? Is jy besig? Dit was Jesus se laaste opdrag. Jy kan nou nie China toe gaan soos ek nie. Of jy kan nou nie, jy kan mos nou nie daai mooi Land Cruiser ry tussen die Mielielande los en aan my ry nie. Miskien kyk en jy Oliver Tambo met hom ry. Ek challenge jou 'n bietjie, ry saam met my so 'n bietjie oor see. Jy sal nie verdwaal, jy sal dit geniet. Ha? Ja, wag nou. Ek wil met daai cruiser opry Oliver Tambo toe. Ons twee met hom. Ek is met daai ou besig. Okay. Maar luister. Ek wil vandag vir julle sê. Is jy regtig met, is daar traktaatjies in jou kar? Want jy, almal het seker 'n komputer en 'n drukkertjie. Wat jy kan in jou glovebox sit. En as jy diesel gooi sê, Jesus lief vir jou, is vir jou ietsie om te lees.
Ek glo so, want jou Christendom is lewendig. Jy sal hom seker gaan sit het, want dit was Jesus se laaste 3 minute op aarde, gaan verkondig asseblief. So ek dink as jy lief is vir hom, wil jy graag sy wil doen van sy laaste 3 minute. Jy moet beslis elke dag aan planne dink hoe jy hom gaan verkondig. Anders is dit miskien op die draagbaar, jou Christendom. Ek veroordeel jou nie. Jou eie dade doen dit. Nou, ons het gisteraan daaroor gepraat. Maar of jy nou op die boerevereniging is, nou 'n bietjie die boere uitlos. En as ek van 'n boer praat, praat ek van 'n Indiër, 'n witte en 'n swart boer. 'n Boer vir my is 'n farmer. Iemand wat vir ons kos op die tafel sit. Ons kan hulle nie doodmaak nie. Maar hoor gou. Ek vra maar net, is jou Christendom so, dat as julle julle boerevereniging eindjaar funksie beplan, dat julle minder praat oor die drank, en meer oor wat gaan ons vir Jesus verheerlik by die einde. Want ons het mos dan deur die jaar gebid vir reën. Ons moet die Here dan seker net in 'n half minuut se gebed by 'n boerevereniging dankie sê nie. Seker opstaan en die Here hande klap gee, dat hy toe reën gestuur het vir ons mielies en goed. Of gaan ons daarna en ons versuip ons, en dis ons dankbaarheid teenoor hierdie God, wat die jaar voorsien het. Dan wil ons weet hoe kom kruisdroogtes. Ek staan daar by 'n boerevereniging, en die ou staan, die boer. Ek sê, ja, nou staan 'n kots jy. Nou die dag was jy met jou vroom gesiggie daar om te bid vir reën. Nou versuip jy jou. Lyk jou Christendom ook so? Ek vra, jy moet mos sê, jy kan mos lieg aan jou eksamenvraag stel. Jy kan mos lieg. Jy's baie vroom. Wat gaan gebeur as Jesus instap en 'n paar sleutels in jou huis vat en 'n paar goed oopsluit? Wat staan daar aan? Wat is daar? Hierdie een. Ons ruk op Paul Creer se beeld en ons sal massa saamkom. Oranje, blanja, blou. Paul Creer weet eers dit is daar. Hy's dood. En ek het nie 'n probleem as hy jou erfenis beskerm nie. Ek is 'n voorstander wat sê, jy skraap nie name nie van 'n dorpie. Jy gee van Hendrik Verwoerd af, van Smits af tot Mandela deur, en jy het jou hele ryke geskiedenis. Ek voel natuurlik anderster. As die Christene aan bewind kom, gee blessing name, en sorg eers vir jou armes. Om 'n naam te verander is miljoene rande. Kondig af, 6 maande. Besluit nou klaar wat moet die name wees, en doe dit eenmaal klaar. En nie elke 6 maande as jy 'n gier kry nie. Julle al aan gedink. Hoe beklei manne, nou die dag, op 'n dorp toe 'n naam moet verander, toe sit hulle hy saal stampvol. Vra hulle moet kom bid vir iets. Dis nie daar nie. Nou met Paul Creer daar by die monument, is mooi. Maar as ons vir Jesus iets moet doen, ons Afrikaner volk, trek ons ook so op. Toets maar jou Christendom. Nou wil ek 'n ding sê by die een van die laastes. As julle weet, hier's 'n reeks verkragter of 'n reeks moordenaar in hierdie dorp. Kom ons sê nou Benny Kleinhans of Benny Engelbreg. Ek hoop jy so ou se naam. Is nou net 'n fiktiewe naam. En ek weet van Benny. Hy vermoor mense. Hy weet ook daarvan, julle weet nie daarvan nie. En ek bly stil hier van vooraf. Sal dit verkeerd wees? Sal dit verkeerd wees? OK, ek ken 'n reeks moordenaar. Aborsies wat elke dag doodgemaak word. Hulle naam is die DA in die ANC. So ek maak hulle bekend. Julle het gesê ek moet hulle bekend maak. So daar is hulle. Die doop. Nou moet jy vir jouself eksamineer. Wat is doop? Luister. As jy nou vir 'n kind 'n koppie koffie gee en 'n beskuitjie en sê doopie beskuitjie, jy druk hom so in. Hy vat nie so en hy tik op die beskuitjie. Gaan jy beskuitjie. En hoor gou, moenie vir my sê ek spot nie. Waar staan dit in die Bybel?
Kom ons doen net wat Jesus gesê het. Kom ons hou op goed verdraai, en ons glo in die woord, en nie uit geskrifte uit wat kom van jare nie, wat ons studies doen nie. Kom ons glo die woord. As hy daar sê, hy het in die Oranje rivier, in die Jordaan rivier geloop, en hy is gedoop deur Johannes, en die Heilige Gees het soos 'n duif neergedaal, en God het gesê, kom ons glo dit net so, soos 'n kind. Omdat 10 voorvaders nou 'n klomp goed geskryf het, nou wil ek hulle goed glo. Kom ek glo wat hy sê. Klaar. Worship. Ken jou bakkie in kar en huis om musiek te speel wat God verheerlik. Of sê jy vir die pelle, kom hoor gou hierdie liedjie. Dan is dit hierdie vulgêre liedjie. Ek en my meisie bly in 'n huisie. Kom by 'n huis en laat staan die 4-jarige dogtertjie op die tafel in die kombuis. Sing gou vir hom rooi is. Ek is 'n loslappie. Ek kyk so, ek sê ouers. So jy het julle kind geleer om te sing, ek is 'n hoer. Dis wat die lied sê. Wat dink jy van jou kinders? Oupa, ouma lag, ag, hoor hy het die B-woord gebruik. Haha, hy's 3 jaar oud. Teppet. Teppet. Regtig? Vermaak dit jou as jou kleinkind nou 'n vloekwoord gesê het, of hy het vir die swarte iets gesê, ek kom nou reg by 'n plek, en 'n 4-jarige dogtertjie sê vir die swartes wat by die winkel aankom, die vieslikste goed, en die boer lag. Ek sê, môre maak klaar dood, en dan wil jy vertel van die plaasmoord. Ek praat nie plaasmoord goed, julle hoor my mooi. Maar daar is sekere goed wat ons ook 'n bietjie moet anders te raak. Ek het 'n opdrag gekry. Nee, ek kan nou nie sê die Here het dit gegee nie. Miskien is dit 'n vinnige ding van Rooiers. So kom ek gee die Here, ek wil nou amper sê, kom ek laat die Here uit hierdie saak uit. Dit klink nou erg, nee. Paulus het ook op 'n tyd gesê. Hierdie sê Paulus, nie die Here nie. Nee? Paulus het dit self gesê. Ek praat nou vandag uit nood uit. Verskoon, die ou was 8 jaar op straat, hy weet nie hoe werke voor nie. Hy sê af, die wat nie weet hierdie ou, kom nie. Het kaal in die straat en mooi nou rondgehardloop. En hy sê jaar na half het hy leer vir 'n pastoor en ek is baie trots op hom. Hy het kaal rondgehardloop. Kan ek sê die liedjie wat jy gesing het as jy gehardloop? Om olifant, dat sang hy seker goed. Toe ek hom try steel in my kar. Don't try this at home. Okay. Ek het 'n ding wat ek uit nood uit vandag gaan sê. Soos jy sê, ek bedel. Fyn. Kom sit 3 dae saam met my tussen my mense. As jy reeds by 'n projek betrokke is, dan is dit nou nie jou deel wat ek nou gaan praat. Hoor julle? Net as jy glad nie by 'n arme mens projek betrokke is, wil ek met jou praat. Ek soek niks geld nie. Hoor mooi. Wat ek soek, en ek sluit af met 'n storie by dit. Wat ek soek. Ek soek jy moet na jou huis toe ry vanmiddag. Ek het dit al gedoen toe ek my eie gemeente gehad het. Dis die eerste keer wat ek dit doen in 33 jaar by 'n ander gemeente, want ek glo nie 'n evangelis moet kom bedel nie. By 'n gemeente nie, dis jakkalse. As ek julle sê, vul my hierdie vormpies in, en ek lê die gemeente lamie. Pas op vir sulke mense. As 'n prediker hier kom preek, jy bring nie 'n koevertjie apart vir hom nie, as jy in die gemeente is nie. Jy gee dit vir jou priester. Is dit alright? Biskop. Herder. Nee, dit is ook 'n benaming. Toe maar, die ou maak my kop teer mekaar. Maar nie algeval, ek gee dit vir hom en hy sal vir ons gee. Hoor gou mooi, te veel pastore, as hulle klaar is gepreek het by 'n kerk, kan 'n kerkers hulle water en ligte betaal nie. Julle het al gesien. En ek wil nooit, as 'n ou vir my so 'n koevertjie bring, 'n vraag kom. Ek het nou nie daar by die koffie, ek weet nie, want ek wil nie iets oorkom nie. Ek het gesien as 'n koevertjie in, en ek het nou die dag in Limpopo,
is 'n arm gemeente, en ek vat die koevert, ek sê, julle hoef regtig nie iets te gee nie, en ek maak 'n issue, en hulle verkleer, die pastoor en so voort, ek sê, regtig, julle kan dit terugvat, toe ons ry, toe sit 'n dankie sê kaartjie. Toe voel ek soos 'n hond, so ek wou nie gister weer gevra het, wat so iets, want nou net is daar nie. Maar ek gaan check, as hy is, gaan kyk of daar genoeg is. Luister nie, maar wat ek sê, ek leer nou hierdie ding van my. As iemand hier die gemeente kom, sê, is vir jou R3000 koevert, vra ek, is jy van die gemeente? As hy sê ja, dan sê ek, wow, is dit jou 10de? As hy sê nee, is saai, dan sê ek dankie. As hy sê, dan sê ek, jy moet dit hier gee. Moenie vir jou eie sak werk nie. Maar wat ek nou gaan doen is openlik bedel. Want ek sit by hierdie kindertjies. En ek kan nou maklik iets doen en dan gaan almal gee, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek wil hê jy moet vanmiddag jou klerekas oopmaak. Dan kyk jy, vrouens en mans, ek het baie vrouens by my en mans, in alle sizes. En jy kyk die klere wat jy die meeste van hou. En jy sit dit vir my in 'n sakkie en jy bring dit vanaand saam. Ek ry met dit môre. Dit is my bedel. Jy hoef mos dit nou nie te doen nie. So hou op aangaan in die kombuistafel vanmiddag. Nou moet ek daai dierbare skoene wat ek in Italië gekoop het vir rooies vat. Jy hoef nie. God het 'n blymoedige gewer lief. Maar hoor wat ek jou challenge. Nie jou tweedehands is tweedehands, maar nie jou klere wat jy niks van hou nie. Jy kan hulle ook ingooi. Want ons sal hulle use. Jou bestes. Jou mooistes. Dit wat jy die graagste like. Ek challenge jou. Bring dit vir iemand wat leer vir 'n sendeling. Hierdie is nou nogal 'n moeilike een. Ek doen dit toe eendag. En ek gaan en ek sê vir my vrou, nou het ek 'n fout gemaak, want jy het mos jou special klere wat jy like, om te dra. Hulle is nie so niet meer, maar jy like dit. En ek vat dit, vragtig, die ander pastoor wat dit moet gaan deliver, steel hy nogal my klere. Maar ek weet nie, hy steel myne nie, want hy Sondag kom hy met my klere keer, ek sê, hey, kom hier, jy moet dit 'n gaanspan afgegee. Wat het jy met klere? Nee, ek sê, hey, so jy het oopgemaak, en gesteel, maar okay, so dit gebeur. So ek doen 'n kollekte by julle, as julle wil. Vanaand, of julle kan die dag hier kom neersit, ek vra tog sitte jou naam en telefoonnommer. Ek gaan jou nie ophemel nie, maar ek wil dankie sê. Jou beste. Ons het sendelinge wat sulke klein kindertjies het, by ons. Net wat van ons af operate, is 30 sendelinge. Praat nie van die 58 hanger, is 30 sendelinge, wat elke week in die Oesland is. Hulle werk vir God, hierdie mense. So, en ons 40 dae, en dan, as hulle groter het, vir kort mense so Spietkoppe. Is 'n Spietkop hou hier voor. Hy het nou in die sending ingekom. So ek bedel openlik klere. Okay, kom ek vertel julle van klere, wat is my afsluit. So, loop ek nou die dag en ons te ou met die naam van Rikus by ons. Mense het hom vergeet, daar. Rikus is nie, ek werk met, jy kan iemand na my te stuur, maar hy moet opleibaar wees, dis my bediening. Ek wil hom 'n sendeling maak of iets. Rikus is nie opleibaar nie, of hy is baie meer slimmer as ons, want Rikus sê, as jy Weet-Bix vat en olyfolie maak jy tyres. Maar okay, so, maar Rikus kom, en mense jok baie vir my, en hulle drop hulle kind, hulle verander hulle simkaarte, Rikus is 4 jaar daar, en hulle verdwyn. En julle kyk, julle volg my, julle moet my bel, ek sal julle adres kry. Maar okay, soos die een vrou, waarvoor vra jy kos op Facebook? Ek sê vir 40 studente. Jy moet ophou bedel, en ek kry haar adres. En sy is in Brakpan, Boksburg. En eendag ry ek haar verby met die bus en ek stop. Ek ken haar van geen kant af. Ek sê, maar. Ek sê, hierdie mense eet vanmiddag by jou. Nee, maar hoe moet ek sorg? Ek sê, so sorg ek elke dag vir mense. Sien jy nou hoekom vra ek? Nie net jou mond oopmaak nie. Dink 'n bietjie aan 'n rouse situasie. En dan met vriende daar weg, vriendelik met haar. Maar ek like 'n praktiese storie. Hoor gou. En Rikus loop daar by die varke en ek kyk sy skoene. Ek weet nie hoe ek het opgee. Ek is nou nie opletbaar nie. En ek sien maar dit lyk erg. Die wat my Facebook volg sal onthou. En ek post net die skoene. Ek neem net die skoene af, niks anders dan nie. En die regse slim op. Ek kan hulle net regs noem, ek weet nie wat anders dan.
400 comments. Vloek hulle my. Wanneer gaan jy 'n slag vir jou eie volk insamel? Ek het mos nou nie 'n veldkleur afgeneem, net die skoene. So hy connect dadelik hierdie skoene aan net 'n swart en 'n klering. Meantime is Rikus wit. Ons kan regtig ons naam met 'n plank slaan. En ek klim op live, en ek doen iets wat jy nie op Facebook doen nie, en vir die eerste keer gebruik ek het nog net 13 keer in 33 jaar gevloek. En ek gebruik hierdie woorde. Ek wys die skoene en ek gaan op, na sy gesig toe. En ek sê, julle klomp regse goed. Is dit 'n swarte? En al was dit een, dat samel ek ook vir my. Want as jy so kleinlik is in jou kop, dan is jy dit. Hoor 'n bietjie mooi man, is 'n man wat arm is, wat ek voor vra. En 'n ander ou sien dit raak. 11 mense beloof om skoene, het nooit daar uitgekom nie. Julle het almal lieg. Joe, ek sê vir Rikus, jy het skoene baie, nie een kom nie. 'n ander persoon, en daar kom bokse aan, sulke woorde. Maak oop, alles, van Wildebees af. Ek ken nie die ou nie. En hy het dit gekyk, en hy stuur vir elke student Wildebees skoene. Maar mooi, vir elke student stuur hy Wildebees skoene. Hulle sê, Roos, vat vir jou, ek sê, ek sal wag. Hulle fiets vat nooit eerste nie. En die laaste paar is in nommer 9 vir my. Wildebees skoene. Hulle rus almal met klere uit. Ek post dit, en ek kan voel oor Facebook, hoe kners party op hulle tande, van kwaadheid. 'n week daarna, kom het weer, en hulle gee vir elkeen 'n baadjie van Wildebees af. Vanaf het Wildebees nooit weer gestop nie. Ek sit met al 7 van sy soorte baadjies. My vrou sê, jy het met jou agterkant weer in die botter geval. Daai ou stuur net so, en ek gaan ontmoet hom. Hy wil hê ek moet oor hom praat, maar hy moet sterk wees. Ek gaan ontmoet hom, Nico. Hy het in 'n shanty groot geraak. Wat nou? In 'n shanty groot geraak. Hy's wedergebore. So die ou 400 regses wat my gevloek het oor Rikus se skoene, dankie, julle het 'n ander ou laat hy gesien het. En nou het Rikus skoene. Ek moet kort vir hom sê, trek uit, jy's in die varkhok. Jy kan nie hy mooi skoene daar dra nie. Mense gaan al huis toe, dit is dan nou 11 uur. Paulus die mense in die slaap gepreek en dood, en ek het nog eers daar. Vader, dankie vir hierdie wonderlike oggend, dankie dat u vir ons lief is. Vanaand, Here, het is 'n doopdiens. Eers gaan almal net hulle harte vir u gee, wat nog het u, en dan doop ons. Ek bid, Here, laat mense kom, dat dit deur Sannies Hof hardloop, en Here, dat die herlewingsvuur sal brand. En nooit weer stop nie. In Jesus naam. Amen.